Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige mooi Sondagoggend. So ja, ek nooi na ons eredienste vanoggend 8:00 in Escort en dan 10:00 in Mooirivier en ook vanmiddag 4:00 in Wenen. Ons gaan voort met Lukas en ons is nou by vers 4 van hoofstuk 11 wat sê, en vergeef ons sondes, want ons vergeef elkeen wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie. Hiermee sluit die Ons Vader gebed dan af in Lukas. Maar ons pleit om vergifnis vir sondes, en dit is 'n baie goeie ding om dit gereeld te doen. Dis ook baie nodig dat ek en jy baie keer vir die Heilige Gees vra om spesifieke goed ook in my lewe vir my uit te wys, waaroor ek moet belydenis doen. Vergifnis gaan ook, omdat dit afgeskryf word, ons word losgemaak van die band van dit, gaan dit ook oor die herstel van verhoudings. So, die verhouding tussen my en God, onthou dat Jesaja het byvoorbeeld gesê, dis julle sonde wat skeiding bring tussen ons, wat soos 'n muur staan tussen my en julle. En nou vra ons vir God om daai sonde weg te vat. So die verhouding herstel. Nou vriende, hier is 'n baie gevaarlike gedeelte in die teks wat sê want ons doen dit. Ons vergewe mense wat teenoor ons oortree. En die vraag kom dan na my en jou, toe doen ons dit? Is ons besig om dit te doen? Want mense gaan jou seermaak, mense gaan jou te nakom, mense gaan jou teleurstel. Maar gaan jy hulle vergewe? Daar's soveel ander tekste oor vergifnis in die Bybel, ons het al baie van dit gedoen, ons gaan nog baie van dit doen, maar hoor dat dit deel van hierdie gebed is. Here, ek vergewe hulle wat teen my oortree het. Ek gaan nie dat want dit moet jy goed verstaan, as jy dit nie vergewe nie, dan is dit soos 'n binding wat op jou sit. Ek gaan nie die binding toelaat om op my te sit nie. Daarom skryf ek af, ek los dit, is verby. En dan ook, gebed vir die toekoms, en bring ons nie in versoeking nie. Nie dat ons daarmee sê dat dit God is wat ons in versoekings bring nie. Wat ons hiermee bely is ons eie onvermoë om versoekings te weerstaan. Ons bely in nederigheid. Maar Here, ons het nodig dat U vir ons help. Om getrou te wees aan U. Maak nie saak wat 'n versoekings op ons pad kom nie. Amen. Here almagtige God, baie dankie dat ons hierdie teks het. Dankie dat ons dit mag lees en hier kan vashou. En ja, Here, ons wil regtig vandag kom pleit by U. Vergewe ons. Reinig ons deur die bloed van ons Here Jesus Christus. En Here, help ons om ook ander vry te spreek. En bewaar ons dan vir die toekoms. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.